Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Handelinge, Romeine, 1 Korintiërs, 2 Korintiërs en dan kry jy Galasiërs. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Handelinge, Romeine, 1 Korintiërs, 2 Korintiërs. Ek dink ons moet 'n bietjie leer en dan kry ons Galasiërs. Okay, Galasiërs 6. Ek wil nie raai volgende preek met wat eintlik met julle gesels. Ons gaan dalk 'n paar hier en daar persoonlike goedjies noem. Maar kom ons lees Galasiërs 6. Kom ons begin sommer van 1 af. Broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reg help. Hoe mense hou verskriklik baie daarvan om reg help word. Met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Want as iemand meen dat hy iets is terwyl hy niks is nie, mislei hy homself. En ons weet dat ons almal niks is nie, want alles is in Christus. En hy is dit alles. Maar laat elkeen sy eie werk op die proef stel en dan sal hy grond vir roem hê, alleen wat homself betref en nie wat die ander betref nie. Want elkeen sal sy eie pakkie dra, maar laat hom wat in die woord onderwys ontvang meedeel van alle goeie dinge aan hom wat onderwys gee. Moenie dwaal nie, want God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. En hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai, maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. Daarom laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai, as ons nie verslap nie. So ek wil bietjie met julle praat oor 'n baie belangrike beginsel in die Bybel, die beginsel van saai en maai. Saai en oes. So ek gaan so 'n bietjie daaroor praat, nou soos dat ons in hierdie gedeelte kan sien, dit gaan nie nou net altyd oor geld nie, as ons praat van saai en maai nie. So wees rustig, ek gaan nie vra vir geld nie. Saai en maai, maar ons sien in hierdie gedeelte sê, hy wat in die vlees saai, sal uit die vlees verderf maai. Maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. So ons sien daar's 'n wye perspek van saai en maai. En saai en maai is 'n beginsel wat God in hierdie wêreld gesê het vir gelowiges sowel as ongelowiges. So as 'n ongelowige saai en maai toepas, sal hy net soveel vrugte uitpluk as wat 'n gelowige, as hy dit toepas, daaruit sal kry. Want dit is 'n overall beginsel van God om te saai en te maai. En daarom is dit is 'n baie belangrike beginsel. En dit geld vir finansies, dit geld vir tyd, dit geld vir liefde, dit geld vir goedheid, dit geld vir hoe, waar jy jou, soos hy sê, as jy in die vlees saai, dan sal jy die verderf maai. So dit het 'n wye perspek van saai en maai. So, nog 'n aspek van saai is jou woorde. Wat se woorde jy ook al saai, uit daai woorde uit sal jy maai. Ek weet byvoorbeeld van kinders wat groot geword het in huise en die pa die hele tyd vir hom woorde gesaai wat sê jy is niks, jy sal nooit iets word nie, jy sal nooit iets bereik nie, jy is niks werd nie, jy is goed vir niks nie. En hierdie woorde wat hy saai is saad wat hy in hierdie kind in oes, en die oes wat hy daaruit kry, is dat hierdie kind absoluut niks van homself dink nie, niks kan doen nie in homself glo nie. Daarom het ek en Pieter 'n punt daarvan gemaak om goeie saad in ons kinders te saai, deur wanneer hulle goed presteer het vir hulle te sê, ons is trots op julle, mooi. Dit wat julle doen is goed, om hulle selfbeeld op te bou, want wat wil ons sien, maai hulle. Ons wil sien dat hulle sukses maai.
as hulle groot is. En nou, maar hulle sukses. So woorde wat jy spreek, is net so 'n verskriklike beginsel van saai en oes. Soos wat geld, finansies of vlees wat ons hiervan gelees het. So wat ek wil sê is dat ons omstandighede kan verander deur die woorde wat ons praat. Wat ons vandag ondervind in ons lewe is 'n resultaat van saad wat ons in die verlede geoes het. Ons toekoms word bepaal deur die saad wat ons vandag saai. So jy kan enige tyd begin om goeie saad te saai. En jy kan 'n goeie oes daaruit kry. 2 Korintiërs 6, dis nie die boek voor hom. 2 Korintiërs 9, vers 6. Maar dink daaraan, wie spaarsamentlik saai, sal ook spaarsamentlik maai. En wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy in sy hart voorneem, en nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. En God het die mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê, en oorvloedig kan wees, tot elke goeie werk, soos geskrywe is, hy het uitgestrooi, hy het aan die armes gegee, sy geregtigheid bly tot in ewigheid, en mag hy wat saad verskaf, dis God, aan die saaier gee, ook brood verskaf, om te eet, en julle saad vermeerder, en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem, sodat julle in alles ryk kan word, tot alle milddadigheid, wat danksegging aan God deur ons bewerk. So nou sê hy hierso, dat God gee die saad, maar God verskaf die saad, maar hy gee ook die brood. So wat sê hierdie gedeelte vir ons? In die eerste plek gee God die saad. Nou, jy kan nie 'n oes verwag as jy nie saad saai nie. Ek wil graag die boer sien wat 'n oes gaan verwag as hy nooit gesaai het nie. Jy gaan nie 'n oes kan kry as jy nie gesaai het nie. 'n vrou sê een keer vir my by die werk, maar niemand hou van haar nie. Niemand gee om vir haar nie. Toe sê ek vir haar, okay, wat se saad saai jy? Om terug te kry, dit wat jy kry. Kan ek vir jou van my perspektief af sê, hoe ek jou opsom? Jy kom in die oggende, jy gaan sit by jou tafel, jy praat met niemand nie, jy gee nooit om vir niemand nie, jy neem nooit deel aan 'n gesprek nie, jy is absoluut nie op jou eie wêreldjie, jy stap 5 uur uit, jy groet niemand nie, maar jy is verbaas, omdat jy 'n oes kry, van niemand gee vir jou om nie. Want om voor omgegee te word, moet jy tog omgee vir iemand anders. So jy moet daai saad van omgee, moet jy in die grond sit. Ek het een keer saad byvoorbeeld in die grond gesit met iemand wat ek uitgereik het na toe, en ek het uitgereik, maar sy het nooit uitgereik na my toe. So ek het verlang, het ek saad in die grond gesit, om uit te reik na hierdie persoon toe, sodat ek 'n vriendin kan word, sodat ek insaam na haar lewe kan hê, sodat sy na my kan luister, sodat ek haar kan help in areas van haar lewe wat ek sien sy het hulp nodig. Maar eventually, net voor ek wil opgee en sê, ag nee, ek is moeg om alles in te ploeg en ek kry niks terug nie. Toe begin sy uitreik, en toe begin sy my 'n vriendin van haar maak. So, in alle opsigte, as jy iets in hierdie lewe wil hê, moet jy die saad daarvoor insit, om dit uit te kry. As jy nie liefde ervaar nie, gee jy liefde. Vra jouself die vraag af, gee jy liefde? God
sê, die saad wat hy vir jou gee, hierdie skrif sê, en God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, dan sê hy, en mag het hy oor die saad verskaf. So, daar is iets wat God vir jou gee, hy gee vir jou 'n saad. En hy wil hê met daai saad moet jy iets doen, al is dit hoe klein saadjie. Want een saadjie kan 'n hele boom maak, en 'n hele boom kan 'n klomp vrugte maak. So een saadjie kan baie oes inbring. So die saad wat God vir ons gee, maar nou sê hy gee vir ons saad, en hy gee vir ons brood. Nou dit is waar ons moet bietjie wysheid kry. Want hierdie skrif sê, God gee vir ons saad, maar dan sê hy, en hy gee vir ons brood. Met ander woorde, God gee vir jou 'n salaris, hy gee vir jou iets in jou hand. Jy het iets gekry. Niemand kry niks deur nie hard te werk daarvoor nie, so jy werk daarvoor, jy kry dit, jy het saad gekry uit God se hand uit. Alles kom uit sy goeie hand uit. Nou sê hy, van hierdie saad, gee hy vir jou saad, en hy gee vir jou brood. Die saad wat hy gee, is wat jy moet wegbere, sodat jy nog weer 'n oes kan kry. En die brood wat hy vir jou gee, is wat jy kan eet en gebruik. So as jy saad kry by God, het jy saad en jy brood. Nou gee God vir jou, so wat doen jy met die saadgedeelte? Nou eet jy dit ook op. Jy gebruik dit op. Hy sê, ek gee vir jou saad en brood. Eet die brood, maar moenie die saad ook opeet nie. Want nou gebruik jy van wat jy moet oes later, en later moet jy oes, dan is daar niks om te oes nie, want jy het geen saad in die grond gesit nie. Jy het niks weggewerk. Dan raak ons teleurgesteld in die Here, ons raak teleurgesteld in dat ons swaar kry, maar God het beginsels in sy woord, en dan hou ons nie by die beginsels nie, maar God sê, ek het 'n beginsel, ek gee vir jou, jy moet 'n deel een kant sit, en jy mag net 'n deel gebruik. Nou ek en Pieter was baie gedissiplineerd om dit te doen. Ons het byvoorbeeld, al die jare was ek altyd so bly, dan kry ons bonus aan die einde van die jaar, dan sien ek hoe betaal mense hulle kredietkaarte af met hulle bonusse. Hulle wag net vir daai bonus om haar kredietkaart af te betaal. Dan kry ek en Pieter bonus. Dan is daar hele bonus ons sinne. Ek het nie 'n kredietkaart om te betaal. Dit vat dissipline. Maar met die jare, toe wil Gary gaan swat, toe gaan al ons bonus na sy swat toe. Maar, ons het nie nodig gehad om te gaan leen nie. Ons kon tussen sy bonus en my bonus, kon ons betaal vir sy studies, wat 2 jaar of 3 jaar. Kon ons betaal vir sy studies. En toe kom ons op 'n stadium in ons lewe, wat ons 'n boorgat wil insit, toe dit so verskriklik droog was. Maar ons spaargeld was nie genoeg nie, die saad was nie genoeg. Toe besluit ons om 'n kredietkaart oop te maak. En nie sommer net op sy, sommer ek doen aansoek en hy doen aansoek, jy weet, net om seker te maak, skry jy die kredietkaart. En nou het ons albei 'n kredietkaart. En ons betaal die boorgat se ekstra uit die kredietkaart uit. En ons het ons spaarrekeninge, ons spaar vir ons vakansies en vir as daar iets gebeur. So ons altyd 'n deel van die saad wat ons kry, hou ons en 'n deel gebruik ons en 'n deel gee ons vir die Here. Want jy sal nie voorspoedig wees as jy nie vir God gee. Nou het ons hierdie my deel, gebruik deel, God se deel. Nou begin mense vra, want hulle kry swaar, en hulle is behoeftig, en ons begin gee,
en gee, en ek het nie meer om te gee nie, maar ek begin gee uit my kredietkaart uit. Is dit wys? Dan kom mense met beloftes, ek sal jou terugbetaal. Dis die grootste leen wat ek in my lewe nog gehoor het. My kinders weet, hulle moet my uiteindelik terugbetaal en hulle doen. Hulle is goed geleer. Hulle leen ook. Maar dan kom hulle en dan leen hulle, dan maak hulle belofte dat hulle sal weer terugbetaal. Dan hoor jy nie weer van hulle nie, jy sien nie weer van hulle nie. Dan het jy dit uit jou kredietkaart gedoen. Weet jy wat het ek agtergekom? Om terug te sit in daai kredietkaart. Oh, goodness me. Weet jy, ek leen een keer en ek gaan dit nou vir julle sê, want ek wil julle 'n baie belangrike beginsel nou leer. Vir iemand in hierdie gemeente wat nie meer hier is, die R2500, hy beloof my hart en mond dat betaal my terug. Ek sê, ek gaan hierdie geld vir jou gee, uit ons vakansiespaargeld uit. En ek sê dit nie vir Pieter, want ek vertrou hierdie persoon, dat hy dit sal kry, want hy beloof hart en mond, en letterlik, toe hy vir my vra, toe skiet die trane sommer soos wat hy huil van blydskap. Ek het nie 'n sent van daai kant gesien. En toe sit ek in die verknors, want nou moet ek gaan bely teenoor Pieter, ek het iets gedoen sonder sy toestemming, sonder sy wete. Gelukkig het ek 'n baie forgiving husband, maar ek het eintlik 'n pak slaap verdien. Maar ek het 'n baie forgiving husband. So now I've taken out of my credit card, taken out of our savings account to help others. Is that wise? People, that's not wise. Die Here sê hy maak ons goeie rentmeesters. Jy moet jou geld vat en jy moet spaar. Want jy weet nooit wanneer jy in 'n krisis gaan kom. Al is dit ook hoe moeilik en al is dit ook hoe klein bedrag nie, jy moet leer om dit te doen. Dan gebruik jy wat jy kan gebruik. Soms is die geld wat ek moet gebruik van so 'n aard dat ek is vreeslus vir 'n chocolate mag kan nie koop nie. Want ek moet eerder 'n brood koop. En dan moet jy vir die Here gee, want die Here sê wat jy vir my gee, sal ek 7voudig teruggee. En dit werk die ander kant toe ook. Ek wil vir julle waarsku. Moenie steel. Want die woord van God sê, in Spreuke 6:31 sê hy, die wat steel, sal 7voudig teruggee. En mense dink, dit is 'n beginsel van God. Dit sal met jou sleg gaan as jy gesteel het, 7voudig. Want soos wat hierdie beginsel werk, God sê, hy vermeerder, hy sê, en mag hy wat saad verskaf aan die saaier, en ook brood verskaf om te eet, julle saad vermeerder, en die vrug julle geregtigheid laat toeneem. As jy in God se akker sal dit vermeerder. As jy in liefde, sal dit vermeerder. As jy in geduld, sal dit vermeerder. Maak nie saak in watter area nie, dit sal vermeerder, maar net so as jy aan die ander kant van die pendulum is. Jou swaarheid en ellende sal net so vermeerder. En jy kan nie verstaan nie, want jy sien partykeer sit ons saad in die grond. En dit lê daar vir 'n lang tyd, en 3-4 jaar later, dan kom daai oes op, en is nie 'n goeie oes nie, want jy het nie goeie saad genoeg. Toe ek hierdie beginsel in my lewe geleer het ek 'n punt daarvan gemaak, ek is versigtig wat ek sê, ek is versigtig wat ek doen, want ek weet alles wat ek sê, en alles wat ek doen, is saad wat ek in die grond sit, en as ek 'n goeie oes wil sien, moet ek goeie
'n boer wat saad op 'n land saai, om 'n oes te kry, benodig reën. En as hy nie saad plant nie, en dan kom reën, sal dan nie 'n oes wees. En as hy saad plant, maar dan kom geen reën nie, sal daar ook nie 'n oes wees nie. Wat is die reën? Dis die gebed. Jy moet bid oor die saad wat jy in die grond saai. Bid oor dit wat jy in die grond saai. Bid oor, sê nou maar, daar's iemand wat in opstand teen jou kom en is baie lelik met jou. En dit is 'n onaangename situasie en jy wil hê hierdie ding moet regkom. Begin saad saai teenoor daai persoon van vriendelikheid, geduld, liefde en hou aan, en hou aan, en hou aan. Al is dit ook hoe moeilik. Eventually gaan daai ou omdraai en jy gaan terugkry wat jy soek. Dit is so 'n belangrike beginsel in hierdie wêreld waarin ons lewe. Ek weet nie hoekom Christene dink die beginsel nie vir hulle pas nie, omdat hulle nou 'n kind van die Here is, moet alles altyd met hulle goed gaan. Maar hulle kan slegte saad in die grond gooi. Hulle hou nie by die beginsels van God nie. Dit werk nie so nie. Kom ons kyk belangrike vrae oor saai en oes. Die eerste vraag: wat se saad sal ons saai? Nou as jy wil vra watter saad sal ons saai, watter oes wil jy hê? So eenvoudig soos dit. Watter oes wil jy hê? Jy gaan tog nie tomaties plant en verwag dan komkommers opkom nie. So watter oes wil jy hê? Plant in dit wat jy oes van wil hê. Ek vat nou byvoorbeeld Gary, aangesien hy nou lees vanoggend, het baie vriende en Gary was 'n groot game player op die computers, dag en nag omtrent computer games gespeel as hy nie werk nie. Nou het hy vriende wat getroud is met kinders, van wie hy gespeel het, maar daai getroude mans met kinders en vrouens, se dag en nag voor die computer en games speel. Wat se oes is hulle besig? Wat se saad is hulle besig om te saai? Wat is hulle besig om te saai? Kan so 'n huwelik op die einde van die dag suksesvol wees? Nooit, ons weet, nooit. Ons kan sien die saad wat hulle saai. En dan breek verhoudings op, huwelike breek op. Hoeveel keer was die ou nou al uit sy vrou, uit sy kinders, dan probeer hulle nou maar weer, die arme vrou, want waar nie toe met sy gaan, dan probeer sy nou maar weer, maar die situasie verander nie. Wat doen Gary? Toe hy vir Sianay ontmoet, hy verkoop sy computer en sy games. Want hy besef die beginsel. Nou saai hy soveel liefde in Sianay, en is dit so Sianay? Want wat se oes wil hy hê? Hy wil 'n vrou hê wat vir hom lief is en vir hom omgee en wat gelukkig is. Met ander woorde, as jy aanhou daai saad saai, gee jy nie om vir geluk in jou huis of in jou huwelik. Nou sit jy met 'n ongelukkige huwelik, dan kom mense jou sien oor hulle huwelik, dan sê jy, maar kyk die saad wat jy saai, maar is nie bereid om ander saad te saai nie. Dan sê ek, okay, jy moet asseblief nie weer kom nie, jy mors my tyd. So met ander woorde, as jy die regte saad plant, sal jou huwelik van selfsprekend geseën word. Hierdie dominee sê, hy bid eendag en hy sê, Here, seën asseblief my huwelik. En die Heilige Gees sê, kom, weet jy, as jy die regte saad saai, sal jou huwelik outomaties geseënd wees. As jy die regte saad saai in verhoudings, sal jou verhoudings outomaties geseënd wees. Miskien moet jy gaan kyk wat se saad saai. Hoeveel saad moet mens saai? Hoeveel saad moet mens saai? Die antwoord is dat ons oorvloedig moet saai, sê die woord van God. So as jy liefde soek, moet jy
Korintiërs 9 vers 6 sê, dink daaraan. Okay, nou gee ek julle kans om te dink. Dink daaraan. Wie karig saai, sal karig oes, en wie volop saai, sal volop oes. Ek kan vir jou soos jy die hele dag met 'n nors gesig rondloop en soos 'n hond wat blaf as iemand net naby jou kom. En dis die saad wat jy saai. Is dit die oes wat jy gaan kry? Niemand gaan naby jou kom. En dan huil mense, niemand hou van my nie, maar liewe ouers, regtig? As ons met 'n teelepeltjie saai, sal God die teelepeltjie gebruik om weer vol te maak. As ons met 'n lepel saai, sal hy 'n lepel. As ons met 'n koppie, sal hy met 'n koppie. As ons 'n graaf gebruik, dan sal hy 'n graaf gebruik. Dit is dom om te dink, jy kan 'n rand saai en 'n miljoen kry. Dis nie die lotto nie. God speel nie lotto nie. Hy het beginsels. Nou, dit is belangrik om te weet hoeveel saad 'n mens moet saai. Maar dit is ook belangrik om te weet dat nadat jy gesaai het, hoeveel jy moet terughou. En die Here kyk verskillend na mense hoe hulle saai. As ek byvoorbeeld hier sal kom en 'n R5 hier ingooi, sal dit 'n klap in God se gesig wees. Hoekom? Maar as Brandon hier inkom en 'n R5 hier ingooi, sal die Here dit aanneem en dink, wow, dis wonderlik. Dis dieselfde hoeveelheid. Maar hy sê, vir wie ek veel gee, verwag ek veel. Dis met alles in die lewe so, jou attitude. Weet jy hoe jou attitude, saai 'n goeie attitude, 'n houding, jou houding. As jy 'n goeie houding saai, sal jy 'n goeie houding kry. Jy kry mense wat vieslike houdings het, en dan kan hulle nie verstaan hoekom ander houding teenoor hulle het. Jy weet, die natuurlike reaksie van 'n mens is, as jy met iemand praat en hy's bitter ongeskik en vieslik met jou, dan is jy onmiddellik ook ongeskik en vieslik, né? Dit vat dissipline om asem te haal en met liefde. Ek het al hoeveel situasies by die werk gehad wat ek met kliënte praat, as hy kliënt omgekrap. Hy het 'n ding gekoop en hy het hom nou net gekoop en die ding is stikkend, en hoekom is hy stikkend? En hy's omgekrap en hy sukkel al deur 3 mense om uiteindelik by iemand uit te kom om hom te help. Hy's nie omgekrap oor jou as persoon nie, hy's omgekrap oor die situasie. Maar ons vat alles persoonlik mos op in die lewe. Nou kom hy by my uit. Nou is hy omgekrap en hy's soos nou die dag in die week, bel iemand op die telefoon en die skakelborddame tel die telefoon op en sy sê, I know it's extremely attractive, good morning. I said, I can't like the tone of your voice. En hy vra vir Annie. Sy hardloop na my toe. Sy sê, ek wil jou net waarsku. Ek het net die foon opgetel en sê, I don't like the tone of your voice. Hy wil met jou praat. Onmiddellik haal ek asem en hy gaan af. En ek is so kalm soos 'n dagbaai. Ons mag nie dit in die kerk sê nie, maar sorry. En ek praat met die grootste kalmte en met die grootste geduld. En ek sê vir hom, luister meneer, ek gaan jou help. Maar begin ek by die begin. Ek ken nie die storie nie. En met die grootste geduld. Op die einde van die dag toe lag die man en hy's happy. En ek maak 'n punt daarvan om sy probleem vir hom uit te sorteer, al is dit nie eintlik regtig my afdeling nie. Want wat het ek gesaai? Die oomblik toe ek anders te saad saai, toe kry ek presies dieselfde.
dieselfde oes terug. Vriendelikheid. Dat hy later 'n e-mail stuur en sê, hy wil net dankie sê vir die baie goeie diens wat hy gekry het. So, God meet nie ons vrygewigheid volgens die hoeveelheid wat ons gee nie, maar volgens wat ons kry, kan ek amper sê. Hy verwag meer van my as wat hy van iemand anders te sal verwag. En dit is 'n feit. Ons lees van Isak in Genesis 26 vers 1. Daar sê Isak, daar was hongersnood in die land. En in vers 12 lees ons, Isak het in daardie gebied gesaai, en daardie jaar het die koring 100voudig opgeskiet. Met ander woorde, daar's hongersnood, nou in hongersnood gaan hulle die laaste bietjie saad wat hulle het, gaan hulle grind om brood te bak en vir die kinders te gee. Maar Isak sê, julle kan dit nie vat nie, al is dit die laastes, al gaan ons ook nou dood van die honger, ek kan nie hierdie gebruik nie. Jy kan nie uit jou savings uit of uit dit wat God sê sit een kant gebruik nie. En hy's wys, en hy gaan oeste, en wat kry hy? 100voudig kry hy. Mense, ons moet by die beginsels van God terugkom, sodat dit met julle beter kan gaan. En dit gaan moeilik gaan in die begin, want dit is moeilik om te spaar. Dit is moeilik om net te gebruik wat jy mag gebruik. En dit is moeilik om te kom gee. Ons lewe in moeilike tye. En om vir God te gee, is so belangrik. Maar ook om liefde, aandag en alle ekstra goeders vir mense te gee. Hoe moet ons saai? Ek wil net nog iets sê oor waar moet ons saai. Kom ek sê vir jou, ons moet in goeie grond saai. Pieter sê dit baie vir my, dan sê ek, Lovie, moet ons hier help, sê en ons moet in goeie grond saai. Daai ou is 'n drankverslaafde. Dan sê ek, ja, maar, dan sê hy, dis nie goeie grond. Saai in die koninkryk van God en saai in mense se lewe. Dit help nie, jy gee vir mense op die straat wat ons verslawings is. Sorry, ek is daar teen, ek glo nie daar. Dis nie goeie grond nie. Die Here sê, sorg eerste vir sy huis. En dan sê hy op 'n ander plek, en vir jou broeders. Dis jou eerste prioriteit. Dit begin by jou in jou huisgesin. Dan brei dit uit na jou familie, dan brei dit uit na jou kerk, en as jy het, brei dit uit verder. Dis hoe dit werk. Nou, hoe moet ons saai? Daar is 'n paar maniere waarop ons moet saai. Met vreugde, 2 Korintiërs 9 vers 7 sê, 'n blymoedige gewe het God lief. Elkeen moet gee soos hy in sy hart voorgeneem het, nie met teesin of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. En dit gaan nie net oor geld nie, dit gaan oor menseverhoudings, veral menseverhoudings. Ons sit met 'n ek en Pieter praat gister daarvan, hoe min mense vandag van mekaar omgee. Maar daar is nie menseverhouding nie, daar is nie liefde onder mekaar. Want ons wil almal net oes in onsself, ons wil nie buite toe oes. Die tweede een is met geloof. Ons moet 'n oes verwag as ons saai. Ons lees in Jakobus 5 vers 7. Let op hoe die boer wag vir die kosbare oes wat die land oplewer. Hy wag geduldig daarvoor, totdat dit die vroeë en die laat reeds gekry het. Maar as jy nou nooit gesaai het, jy moet dan nou wag vir die reën nie, hoor. Gaan jy wag en die reën gaan kom, maar daar gaan geen oes opkom. Dit is dom om nie te oes en te verwag dat jy sal saai nie. En dan die derde een is met geduld. Soms het jy regtig geduld nodig met mense en verhoudings.
en daai tipe van saad wat jy moet saai. Galasiërs 6 vers 9. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestaande tyd ook die oes insamel, maar met wysheid. Jy moet daai dele doen, en as jy nie het nie, dan het jy nie. Moenie gee uit wat jy nie het nie. Moenie daai dom dinge doen wat ek gedoen het. Ons moet dikwels die regte ding vir 'n baie lang tyd doen, voordat ons die oes sien. Daarom is dit belangrik dat ons nooit sal opgee nie, maar dat ons sal aanhou om goeie saad te saai, totdat ons die verwagte oes kry. En dan die laaste ene, saai in die geheim. Volgens Matteus 6 vers 7, jou Vader wat in die verborgene sien sal jou beloon. Daar gaan dit oor wat jy ook al saai, doen dit in die geheim. Hy sê, moenie dat die regterhand weet wat die linkerhand weet, want dan het jy klaar jou reward hier op die aarde gekry. So saai in die geheim. So soms saai ons saad soos wat Isak gesaai het in 'n tydperk wat dit nie geskik is nie en wat dit baie ongerieflik is. Gewoonlik het hulle in die winter gesaai en dan het hulle in die somer geoes. So om in die winter te saai is 'n tydperk van ongerief, dis 'n tydperk wat dit nie geskik lyk nie, soos Isak in hongersnood geswaai. So nou is jou tydperk, lyk vir jou en dis nie geskik nie, ek kan nie, daar's nie 'n manier nie. Ek het nie die tyd om aan hierdie persoon te spandeer, om te oes wat ek uit hierdie verhouding wil hê nie. Ek het nie die tyd. Maar nou sê, maak die tyd, sodat jy die oes kan kry. So as ons wil tyd maak om by mense uit te kom, dat ons 'n goeie oes kan kry, weet jy, hoekom is die kerk so leeg? Want ons oes nie, ons saai nie daar buite. Ons saai nie. Ek is self skuldig, ons saai nie. Ons is in 'n besige wêreld, ons is aan die gang, ons is werk, ons kom by die huis, ek het nog lus en tyd om nog aan mense te spandeer altyd nie. En ons saai nie. So ons het geen oes. Die tyd wat ons aan mense spandeer is so belangrik. Jy weet, Spreuke 20 vers 4 sê, 'n leier ploeg nie in die saaityd nie, dis in die wintertyd, in die ongerieflike tyd, wanneer dit lyk, ek gaan nie nou oes nie, want ek het niks om te gee nie. Net maar iets af. Hy sê, 'n leier ploeg nie in die saaityd nie, en soek in die oestyd na iets wat nie daar is nie. Jy saai nie liefde nie, maar jy soek liefde. Jy saai nie geduld nie, maar jy soek geduld. Jy saai nie vriendelikheid nie, maar jy soek vriendelikheid. Jy saai nie tyd saam met jou vrou nie, maar jy kan nie verstaan hoekom sy dikbek is sy afgeword opstaan nie. Vrouens soek baie aandag. God het ons so gemaak. Ek wil weer sê, ons moet ons saad saai en ons moet ons brood eet en ons moet aan God gee wat ons toe kom. Saad is baie selde 'n oes wat jy dadelik sien. Gaan kyk maar wat, jy kan 'n blommetjie enige iets van saai. Kan jy môreoggend die resultaat? Nee, dit vat tyd. Maar God sê, hy sal hom nie laat bespot. Hoorie, hierdie is 'n sterk skrif. Wat bedoel God hierby? God sê, net wat jy saai, sal jy maai. Hy sal hom nie laat bespot nie. Dit gaan vir die goed en vir die sleg. Met ander woorde, as jy vir God saai, God sal nie bespottend voor jou staan nie. Hy sal wat jy maai. Want God sal hom nie laat bespot nie. Net dit wat die mens saai, dit sal hy maai. Dis 'n verskriklike belangrike beginsel. En dit het met alles in jou lewe te doen. Veral jou attitude. Kom ons kom weg van geld af. Jou attitude. Ten slotte is die beginsel van saai en oes die beginsel van vermeerdering.
Dit is die manier waarop God ons seën en ons behoeftes vervul. Dikwels wag ons dat God ons seën, maar hy wag vir ons om iets in sy hande te plaas, sodat hy dit kan vermenigvuldig en ons daarmee seën. Mag God ons ryklik beloon, terwyl ons hierdie beginsel van oes en saam toepas in jou lewe met ander, in jou lewe met mense, en alles wat jy vorentoe doen. Amen. Vader, dankie vir u woord vanoggend van saai en maai, dat ons dit in ons lewe sal toepas, Here, waar dit so belangrike ding in my lewe geword het, en ek regtig probeer om dit in alle opsigte toe te pas, om liefdevol teenoor mense te wees, sodat ek liefde kan ontvang. Here, geduldig, sodat ek, Vader, ook deur ander geduldig ontvang kan word. Vader, ek bid dat hierdie woorde inslag sal neem, en dat ons begin by die beginsels van God bly, sodat dit met ons voorspoedig kan gaan, want dit is u hart vir ons almal in Jesus naam.